Groete familie Elis, hartlike groet, welkom weer vir julle wat ingeskakel is, die Here is op die troon, die Here bewaar ons, die Here beskerm ons. Ek en u het 'n dag bygekry wat die Here vir ek en u gegee het, om 'n blessing te wees vir iemand anders aan die buitekant. En ek is so dankbaar vir julle wat altyd deur ingeskakel is. As dit nie vir julle is wat ingeskakel was nie altyd, dan sou die Here nie baie mense se lewens verander het nie, maar dis nie net nodig dat u 'n prediker is nie, sodat die Here mense se lewens verander nie, net omdat jy die boodskap stuur, is 'n teken dat die Here mense se lewens verander. En my gebed is regtig dat die Here vandag vir jou sal bereik, en dat die Here ons oë sal oopmaak, sodat ek en u kan sien dat die Here ons visie terug sal gee. Van sonder visie kan ons nêrens kom in die lewe nie, en weet ook, alles waardeur ek en u gaan is tydelik, dis nie vir ewig nie. En my gebed is regtig deur die boodskap wat ek vandag vir julle gaan gee, is dat die Here jou visie vir jou terug gaan gee. En daarom wil ek lees vandag in die boeke van Johannes 9, die Bybel sê die genesing van die blinde, die genesing van die man wat blind gebore was. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind van sy geboorte af is. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is, as die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig vir hierdie wêreld. Vers 6, en toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man. Die Bybel sê, hierdie man was van geboorte af blind. En ek wil vandag elke luisteraar sê, dat die Here gaan jou visie vir jou teruggee. Die eerste ding is wat die vyand attack in 'n mens se lewe is jou vision. Die duiwel weet vir homself, as 'n mens nie visie het nie, dan het mense nie iets om voor te lewe nie. So daarom attack hy jou vision. Van jou vision is waarna toe jy op pad is. Wat jy eendag wil bereik, waar jou bestemming is. Die vyand kry alles in sy vermoë om jou bestemming van jou af weg te neem. Hier lees ons in die boeke van Johannes 9, dat hierdie man was blind gebore van sy geboorte af. Dis wat die vyand doen in vandag se tyd. Hy wil ek en u blind maak, om nie die mooi goed van die lewe te sien nie. As gevolg van die kruiskrypprogram, het ek een keer 'n oproep gekry, van 'n jong persoon uit Mosselbaai uit. Hy bel my, hy sê my, evangelis Nathan, ek het die boodskap geluister van die verlore seun wat jy gepreek het oor die stem van 'n mens se gewete wat jy gesê het. Jy kan van alles af wegvlug, maar van jou gewete af kan jy nie vlug nie. En daardeur praat die jongman met my en hy sê hy wou sy lewe neem. Hy wou selfmoord gepleeg het, maar die boodskap het hom so geraak. En daar slaan sy foon af. En onmiddellik kom ek agter, die jongman se airtime is dalk uit. Maar die Here het 'n plan met die jongman se lewe en ek bel hom terug. En hy sê my sy airtime is uit en hy sê hy wou sy lewe geneem het. Omdat die vyand wil hom blind gehou het, omdat hy 'n mooi toekoms het, wou die vyand net blindheid voor hom gebring. En ek sê vir hom, kyk net so rondom jou. Ek vra hom, kan jy sien? Hy sê ja. Ek vra hom, kan jy loop? Hy sê ja. Ek vra hom, kan jy hoor? Hy sê ja. Ek vra, kan jy praat? Hy sê ja. Ek sê, jy is bevoorreg. Jy kan ryk, jy kan loop, jy kan sien.
Jy kan die mooiheid van die Here sien as 'n teken dat die Here het 'n plan met jou lewe, maar die vyand is uit om ons mense blind te maak van hy wil nie hê ons moet die mooi dinge van die Here raak sien nie. En daardie man se jong man se lewe kon die Here red deur die program. As ek toegelaat het dat ek blind gebly het in sonde, sou ek nooit 'n lig was in iemand se lewe nie. As ek besluit het dat die vyand my blind hou in duisternis, en ek het nooit by die lig van die Here uitgekom het nie, sou daardie jong man dalk dood gegaan het sonder die Here. Maar omdat die Here lig gebring het in ek en u se lewe, en ek en u moet die lig is vir hierdie wêreld. Die Here die program gebruik van my om lig te bring in iemand se lewe, en hier is hierdie man, blind gebore van geboorte af. Hierdie jong man was so blind, hy kon nie sy eerste stap sien nie. Terwyl hy begin stap, kon hy nie sy eerste stap self gesien het nie, want hy was blind gebore. En het is hartseer om te sien hoe baie mense blind deur die lewe gaan. 'n Mens sal dink as net mense wat fisies blind is, maar dit is so baie mense wat geestelik blind is. 'n Blinde persoon is afhanklik van iemand rondom hom om hom te help, om dinge vir hom te doen. En ek en u is geestelik blind, en die Here wil ons oë open, hy wil ons visie gee. En baie van ek en u wil nie hê die Here moet ons oë oopmaak nie. Dis hoekom lees ons in die verhaal. Toe hulle die ouers vra, wie het jou seun se oë geopen? Toe sê hulle, hy is groot genoeg. Gaan vra homself, omdat hulle bang was om te bely dat Jesus Christus het hierdie kind se oë geopen. Baie mense sal rondom mekaar sê, ons dien die Here. Maar buitekant wil ons nie hê mense moet weet, ons dien die Here nie. Baie mense van ons gee voor dat ons die Here dien, maar ons dien nie die Here nie. My gebed is vandag dat die Here die skille van jou oë af sal laat val, dat jy kan begin sien. Ek bid vandag dat die Here ek en u sal help, wat ingeskakel is om te kan sien. Die man was van geboorte af blind. Die Bybel sê, en die Here het spieg gevat, en het aan daardie man se oë gesit, en hierdie man sien. Ek sien dalk vandag 'n profeet nie, ek sien dalk vandag 'n dokter nie, maar ek kan vir u garantie, en ek kan vir u sê, toes die Here my oë oopmaak, laat ek kan sien, het baie mense se oë oopgegaan. Ek gaan julle hierdie verhaal vertel, 'n paar jaar terug in Saldanha Bay, dit is seker presies 8 jaar terug, 'n babietjie word gebore. Hulle sê vir my, terwyl ons was in Chakiestraat in Hopland waar ek gebly het, 'n baba was gebore. En die baba het huis toe gekom met die ouers. En die ouers het gesê dat die dokter sê, die babietjie is blind gebore. Die se ware getuie. Die baba is blind gebore, en die baba sal nooit kan sien nie. En hulle roep my, en hulle sê vir my, Evangelis Nathan, kan u net asseblief kom? Ons wil net hê u moet 'n gebed doen vir hierdie baba. En terwyl ek gaan in Hopland in Chakiestraat, gaan ek, en die Here beveel my, hy vra vir hulle in die huis, waar is die waslappie van hierdie babietjie? En hulle bring dit, en die gees van die Here bedien my, vat olie, en salf daar die waslap, en vee oor die babietjie se oë, vee die blindheid af van die baba se oë. Vandag is hy kind 8 jaar oud in Saldanha, en sy kan sien. Toe sy terug gaan vir 'n check-up, toe sê hulle 'n wonderwerk het plaasgevind, en die kind sien tot vandag toe. En ek lê klem vandag op ek en u, die Here wil hê jy moet sien. Ek en u is fisies nie blind nie, maar ons is geestelik blind.
En ek en u tree op soos die ouers opgetree het, wat gesê het, ons kind is groot genoeg. Laat hy self sê, wie het sy oë oopgemaak. Ek en u moenie bang is om te bely, dat Jesus die Seun van God is nie. Dat hy aan die kruis gesterwe het vir ek en u. Die Bybel sê, as iemand 'n ander evangelie preek, dan is hy die antichrist. Maar ons preek die opgestaande Jesus. Die een wat gebore is uit 'n maagd uit, wat gesterf het aan die kruis, wat op die 3de dag uit die dood uit laat opstaan het, wat sit aan God se regterhand, wat dien as ons hoëpriester. Ons bely, ons is kinders van die Here. Dis hoekom Johannes 1 vers 12 sê, en almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Daarom skryf Paulus in die boeke van Romeine, en die Bybel sê, Paulus skryf, ek skaam my nie vir die evangelie nie, van is 'n krag tot redding. Die evangelie kan elke blindheid van jou af wegneem, en hy kan jou sig teruggee, van is 'n krag tot redding. Ek maak los oor jou lewe, elke blind situasie in jou lewe raak lewendig. Jy sal sien, ek maak jou oë oop, om die goedheid van die Here raak te sien. Die Here is die Here. Al wat jy moet doen is om die woord van God te glo oor jou lewe. Moenie soos die ouers is wat bang was om te bely en te erken. Jesus het ons kind se oë oopgemaak. Ek kan met boldness sê, die beste besluit wat ek as persoon in my lewe geneem het, was nie net die besluit om eendag te trou nie, was die besluit om die Here Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en zaligmaker. En ek sal nie omdraai nie, ek is nie skaam nie. Die Here het my die lig gemaak. Die Here het baie mense lig gemaak, maar mense doen dinge nog in die duisternis. Dis hoekom jy sekere ouens sal nie kry om op kruiskyk te preek nie, van hulle doen nog dinge in die duisternis. Van hulle weet die hele Suid-Afrika hou hulle dop, en hulle doen nog dinge in ander plekke, waar mense hulle nie ken nie, maar ek kan staan met boldness hier, en sê ek is 'n lig, op die pad van die Here het my oë geopen. Jy kan nie is soos hier die ma en pa gesê het, my seun is groot genoeg. Hy kan myself sê, wie het sy oë geopen? Nee, jy moet boldness hê. Jy kan nie net in die kerk gelowig is en die Here dien nie, maar by jou werk as jy die duiwel self nie. Jy kan nie net in die kerk die Here loof en dien nie, maar in jou huis as jy die duiwel self. Ek wil afsluit deur 'n prediker te sê vandag wat luister na die uitsending, wil dit noem aan u. Ek en u moet verstaan, in die kerk is ons die leier, die evangelis of die pastoor of die bishop of die apostel, maar in jou huis is jy die man vir jou vrou, is jy die kinders vir jou pa. Leer ek en u vandag dit. Al baie gesien hoe mense foute maak, omdat die vyand hou ons as leiers blind. En die vyand wil net hê ons as leiers moet kerk. In die huis moet jy 'n man is vir jou vrou. Jy moet 'n pa is vir jou kinders. Die vyand wil ons blind hou. Ek sê nie, is verkeerd nie, maar ek wil hê ons moet ons lewens so balanseer, dat ons weet, kerk is ons dit, in die huis is ons dit, maar ons vergeet nie, die Here het ek en u 'n kans gegee. Baie maal het ek al gesien hoe mense val
van 'n Sondagkerk, is Maandagkerk, is Dinsdagkerk, is Woensdagkerk, is Donderdagkerk, is Vrydagkerk, is Saterdagkerk, is Sondagkerk. Wanneer het jy tyd vir jou gesin? My gebed is regtig vandag, dat ek en u boldness moet vat, en sê, kom wat wil, ek is 'n man vir my vrou, ek is 'n pa vir my kinders. Moenie doen wat die blinde man sy ouers gedoen het deur te sê, hy is groot genoeg, hy is oud genoeg, om self te sê, wie sy oë geopen het, van hulle was bang, hulle word doodgemaak, as hulle erkenning gee aan God. Ek sal altyd erkenning gee aan God. Hou my mooi dop, kyk my gesig baie mooi. Ek weet, ek is die lig vir die wêreld, en ek spreek dit oor myself, daarom spreek ek dit oor elke luisteraar. Jy sal nie in sonde val nie. Jy sal nie in sonde val nie. Ek spreek dit oor my, en ek spreek dit oor jouself. Dis hoekom ek sê, ek sluit weer af. Baie predikers wil nie preek op kruis kyk nie, van hy weet, hy word oral gesien, en hy wil sy dinge nog doen in verskillende plekke. Maar ek sê vandag, die Here het ons die lig gemaak, en die Here wil hê, mense moet oplossings, veranderings, in ek en u se lewe sien. Ek sluit af deur iemand te sê, gaan kyk jou weer in die spieël vandag. En wanneer jy in die spieël kyk, dan vra jouself die vraag af, wat sien ek? Sien ek donkerte? Sien ek? Kan ek sien? Die Here wil hê ek en u moet sien. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus. Ons bring vandag hierdie boodskap na ons mense toe, Here. My gebed is, Here, dat u ons weer visie gee, sodat ons weer ver kan sien. Dat ons die vyand van ver af sal sien, Here, en dat ons in ons binnekamer gaan en gaan bid, Here. My gebed is, Here, dat u jong mense se oë sal oopmaak, sodat hulle kan sien, Here, die goedheid van u. Seën elke persoon wat ingeskakel was, Here. Vat u ons nou van krag tot krag, sterkte tot sterkte, oorwinning tot oorwinning. Dankie, Here, omdat u sê, toe ons nog swak was, het u op die regte tyd aan die kruis gesterwe, vir ek en u, vir ons sondes. Dankie dat u gekies het, om te sterwe vir ek en u, vir ons as mens. En ons bid vandag, die seën van die Here, oor elke luisteraar af. En ek spreek het vandag oor elke luisteraar, jy sal sien, in Jesus naam. Amen.